So ons sit op 'n baie opwindende plek in landbou waar data is baie toeganklik. Ons was bevoorreg en is bevoorreg om met John Deere te werk waar die toerusting wat die data opneem geautomatiseer is. So dit verg van jou as produsent absoluut geen addisionele uitdagings of werk om data op te neem en te dokumenteer nie. So daai data is daar vir seisoene nou al afhangende van hoe lank jy al besig was met presisiepraktyke. Ons is nou op daai punt waar die data ontsluit word in waarde. En die waarde wat dit van jou beteken is volhoubaarheid. Die dryf is uit en uit om meer te doen met minder en in die toekoms jou plaas se hekke oop te hou en meer winsgewend te kan produseer. Ons produsente sit met baie druk, baie uitdagings en nie noodwendige vangnet wat ander produsente wêreldwyd het nie. So, hoe bly ons op daai punt en bly ons kompeterend? So, wanneer ons kyk na data en na tegnologie, is dit vir my altyd goed om 'n stap terug te neem te sien wat wil jy oplos. Moenie net gaan harder maak nie. So met ander woorde, moenie net gaan tegnologie op probleme gooi wat jy nie noodwendig van bewus is of wat jy wil verbeter nie. So die stap terug wat ek wil neem is om te sê, gaan deel tegnologie op in twee dele. So aan die een kant het jy wiele wat aan die rol moet bly. Jy het masjiene wat moet loop in druktyd. Daar's 'n plantvenster waarin jy moet pitte in die grond kry. Hoe vinnig kan ek dit doen en hoe kan ek staantyd vermy? En dis waar ons as Afcare Equipment op 'n baie opwindende pad staan op hierdie stadium met baie nuwe verwikkelinge wat kom met ons Centralized Connected Support Center wat ons in Centurion het by hoofkantoor en ek nooi almal uit om te kom kuier met ons machine monitoring spesialiste waar ons kyk proaktief na masjien foutkodes en ons kontak ons tak wat verantwoordelik is vir jou masjiene en maak seker dat voor 'n groot brekasie plaasvind, is ons op die plaas met die regte onderdele, met die regte kundigheid en sorg dat die masjien weer aan die loop kom so gou as moontlik. So dis aan die masjiengesondheidkant. En dan aan die meer operasionele kant, daar waar ons jou wil help met dit wat jy goed is, ons wil vir jou die inligting gee om ingeligte besluite te neem. So ons sê vir jou agronomies, sien ons dit raak. Wat sou jy sê gegee jou kundigheid op jou plaas, want jou 20 tot 40 jaar en generasies se kundigheid wat opgebou is op daai plaas is van astronomiese waarde. Daar is nie 'n stelsel wat dit kan vervang nie. So ons wil dit net verryk met die data wat ons het. So ons gaan en ons maak die data skoon. Ons gee vir jou daai pakkie inligting en sê vir jou, besluit jy wat volgens wat jy nou weet is die beste. En dit is die enigste manier hoe jy op skaal presisie regtig kan toepas en kan verseker dat die regte besluite vir jou besigheid neem, finansiëel en wat jou produktiwiteit aanbetref om die plaas hek oop te hou. 'n Praktiese eenvoudige voorbeeld van hoe ons volhoubaarheid kan verseker of ons impak daarop met die kundigheid as ek dink aan die masjienmoniteringskant waar jy byvoorbeeld kan sien teen watter snelheid jou trekker kalk gestrooi het byvoorbeeld. So jy het 'n pragtige plan van jy wil pH korreksies doen in jou lande en jou operateur gaan en die kalkstrooier kan net so vinnig reageer wanneer daar 'n skielike snelheidverhoging of verlaging is, kan die strooier net so vinnig reageer. So met wisselvallige snelheid gaan jy nie noodwendig neersit wat jy gedink het jy sit neer nie en dit het 'n impak op jou opbrengs op die einde van die dag en duur insetkoste wat jy dalk nie korrek toegedien het nie. So net om te gaan monitor, om te gaan sien op Operation Center, dit is die regte waarde wat ek neergesit het in terme van kilogram of tonne per hektaar in die geval van kalk. Dit is nie noodwendig wat jy wou neersit nie want jou strooier kon nie so vinnig reageer nie. Nog 'n voorbeeld wanneer jy kyk na die winsgewendheid van jou operasie is Harvest Profit en dit is 'n stelsel wat John Deere 'n paar jaar gelede oorgeneem het en deel gemaak het van hulle groep onder die Operation Center vaandel. So Harvest Profit wat hy vir jou kan doen, sodra dit beskikbaar is in rand en in tonne, gaan ons vir jou kan sê wat jou winsgewendheid is per hektaar. So soos wat jy jou stroperkaart kry vandag, jou tonne per hektaar, gee vir jou die beeld, die heatmap waarvan hulle praat. Dis 'n pragtige kaart, maar ook hoeveel besluite kan jy werklik neem met daai inligting? Ja, jy kan besluite neem, maar wat jy eintlik wil sien is was ek winsgewend in daai punt? Was daar verlies of het ek wins gemaak? So ons gee vir jou daai inligting in jou hand en jy sê hierdie is nie die jaar wat ek daai deel wil plant nie want hy gaan vir jou wys aan die einde van 'n seisoen gegeewe jou rand per liter, jou rand per ton wat jy neergesit het en jou rand per ton wat jy ingekry het in omset op jou gekontrakteerde graanprys. Wat vir my 'n pragtige oplossing is en wat hulle in Engelsman van praat is 'n actionable insight. Jy gaan iets kan doen met daai inligting.